Goeiedag. Vandag gaan ons bietjie begin kyk na verhouding en koers. En in die besonder van hoe om te verdeel in 'n verhouding. Maar voordat ons daarna gaan kyk, is dit belangrik dat ons verstaan wat beteken verhouding, wat beteken koers. So kom ons hersien dit gou vinnig. Verhouding beteken, dit is die vergelyking van twee of meer hoeveelhede van dieselfde soort. So kom ons skryf daar, dis 'n vergelyking van twee of meer hoeveelhede van dieselfde soort. Nou wat is koers dan? Koers is ook 'n vergelyking. Maar nou is dit 'n vergelyking van twee hoeveelhede van verskillende soorte. Die vergelyking van twee hoeveelhede van verskillende soorte. Een voorbeeld hiervan is soos 120 km per uur. Of jy kan self sê iets soos R49 per 100 gram. Dit is twee hoeveelhede wat vergelyk word, maar hulle is van verskillende soorte. Reg, nou kom ons by die verdeel van 'n hoeveelheid met 'n sekere verhouding. So ons gaan nou verdeel in 'n verhouding. Voorbeeldjie 1. Sê nou maar daar is 30 lekkertjies. En jy moet dit nou met jou broer of jou suster deel. En julle deel dit in die verhouding 1:1. Hoeveel lekkertjies kry julle elkeen? Ja, jy's reg, 15. 15 lekkertjies kry elkeen. Nou sê nou maar, dit is nou nie meer in die verhouding 1:1 wat dit verdeel word nie, maar nou word dit verdeel in die verhouding 2:3. Kom ons vat sommer nou net 15 lekkertjies. Ons moet nou 15 lekkers verdeel in die verhouding 2:3. Hoe gaan mense dit doen? Kom ons doen dit regtig. Hier het ek 'n bakkie met 15 lekkertjies in. En kom ons sê, hierdie is die kosblik van die eerste ou en hierdie is die kosblik van die tweede ou. So wat moet ons nou doen? Elke keer wat ons vir die eerste ene 2 gee, kry die ander ene 3. Klink bietjie onregverdig, né? Maar kom ons verdeel. 2 vir hom, en dan 1, 2, 3 daarso. O, hy is nog hoor. So met die eerste ronde, hoeveel lekkertjies is toe nou al weg? 5 lekkertjies is toe nou hierso al uit. So, ek het 2 lekkertjies en 3 lekkertjies. So kom ons sê per ronde is daar 5 lekkertjies gebruik. Nou gaan ons weer 'n tweede ronde. 2 lekkertjies daar. 1, 2, 3 lekkertjies hierso. So vir die tweede ronde, weer 'n keer, 2 lekkertjies, 3 lekkertjies. Ek het nog hoor, kom ons maak 'n derde ronde. 2 lekkertjies, 3 lekkertjies, is op. So nou het ek dit verdeel in die verhouding 2:3. Vir elke 2 lekkertjies wat die eerste ou gekry het, kry die tweede ene 3. Klink amper bietjie onregverdig, né? So hoeveel lekkertjies het hierdie ene nou? As ek tel, 6. En daai ene, 9. Kom ons kyk 'n bietjie hoe kan ons dit skryf. 2:3, die verhouding 2:3. Dit wil sê, hoeveel lekkertjies is per ronde uitgedeel? Tel hulle bymekaar, dan kry jy 5. Daar's 5 lekkertjies per ronde uitgedeel. Hoeveel rondes was daar? Wel, ek het 15 lekkertjies gehad, so nou kan ek sê,
Dis 15 gedeel deur 5, gee vir my 3 rondes. As ons nou maar praat in terme van rondes. So daar was 3 rondes. So as ek nou gaan uitwerk, hoeveel het hulle nou in totaal, gaan ek sê, ek gaan hierdie ouetjie met 3 maal, want hy het 3 keer daai 2 gekry, en ek gaan daai ene ook met 'n 3 maal, want sy het 3 keer daai 3 gekry. So dan is dit 6 tot 9. En ons het die lekkertjies getel, en gesien dit is 6 en 9 lekkertjies. En as jy nou hierdie by mekaar tel, 6 plus 9, is dit 15, so ons het al 15 lekkertjies verdeel. Ek hoop jy verstaan. Nou kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Sê nou maar jy moet 180 verdeel in die verhouding 1 tot 3 tot 5. So hoeveel mense is nou ter sprake? As ons nou dink aan 180 lekkertjies. Hoeveel mense is ter sprake? 3 mense. Hoeveel lekkertjies per ronde? Tel hulle by mekaar. 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9. So dis 9 per ronde. Hoeveel rondes is daar? Kyk, ek het 180 lekkertjies al tesaam, maar 9 gaan uit vir elke ronde. So kom ons sê 180 gedeel deur 9, dan kan ek uitwerk hoeveel lekkertjies of hoeveel rondes is daar. So dis gelyk aan 20. Nou, hoeveel lekkertjies kry die mense dan nou in totaal? Elkeen. Dan gaan ek sê, vat die 1 maal hom met 20, 3 maal met 20, 5 maal met 20. So hulle kry dan 20 vir die eerste ou, 60 vir die tweede een, 100 vir die derde een. En as jy hierdie by mekaar tel, 20, 60, 80, 100, dan kry jy 180, so al jou lekkertjies is dan nou verdeel. Nou kan jy dalk sê, maar dis bietjie onregverdig of nie? Nou kom ek sê so vir jou, as jy weer iets met jou broer of jou suster deel, sê miskien vir jou ma, mag ek dit in enige verhouding deel? En dan kyk ons wat gebeur. Tot volgende keer. Totsiens.